En susters, die funksie en die doel van die eerste gebed in die erediens is dat ons dit altyd doen voordat ons uit die woord van die Here lees, om die Here te vra dat hy ook nou deur sy woord wat ewig is, wat God se volkome wil vir ons lewe bekend maak, dat hy dit nou in elkeen van ons harte sal seën. So kom ons doen dan daardie gebed voordat ons uit die woord van die Here lees. U kan net so bly sit. So wonderlike hemelse Vader, ons dank U Here vir ons samesyn vanoggend hier as broers en susters in die Here. En soos die lied wat ons sopas ook gesing het, ook vir ons baie duidelik sê en ook ons voorneme is dat ons by mekaar belang het. Here, ons het U lief, ons staan met U in 'n verhouding, maar ons erken ook dat die wyse waarop ons teenoor mekaar optree, mekaar liefhet, vergewe, vertrou, is die wyse waarop ons daardie geloof uitleef. Ons dankie dat ons nou ook uit Lukas se evangelie 'n insident kan raaklees van Jesus, en dat ons so, Here, in sy voorbeeld van absolute liefde en empatie met mense soveel kan leer, ook vir ons eie lewe, ons eie verhoudinge, ook hier in die gemeente. Ons dankie, Here, dat ons saam met mense kan bly wees, met wie pragtige dinge gebeur. Ons is regtig, Here, ook saam met Manda en Ina se familie so opgewonde oor babetjies wat U toevoeg, wat ons lewens, Here, verryk, en waarna ons so kan uitsien dat hulle groot word. Ons dankie dat ook baie van ons, Here, ook ouers en grootouers kan wees, en dankie vir die liefde wat ons teenoor ons kinders en kinders teenoor ouers kan hê. Here, ons word nou vir 'n paar oomblikke stil om ook vir U te vra dat U tog sal kom deur die Heilige Gees soos U beloof het, en ook die volle heerlikheid en waarheid van U woord ook in ons harte sal seën. Hoor ons gebed, ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons lees dan net een perikoop uit die evangelie, soos wat die apostel Lukas dit aan ons oorlewer. Lukas 7 lees ons net vanaf vers 11 tot en met vers 17. Lukas 7 vers 11 tot en met vers 17. Kort daarna het Jesus na 'n dorp met die naam Nain gegaan. En sy disippels en 'n hele menigte mense is saam met hom. Toe hy naby die ingang van die dorp kom, word daar juis 'n dooie uitgedra om begrawe te word. Hy was die enigste seun van sy ma, en sy was 'n weduwee. Byna die hele dorp se mense was saam met haar. Toe die Here haar sien, het hy haar innig jammer gekry en vir haar gesê, moenie huil nie. Hy gaan toe nader en vat aan die baar. Die draers gaan staan toe. En Jesus sê, jong man, ek sê vir jou, staan op. Die dooie het regop gaan sit en begin praat. En Jesus het hom aan sy ma teruggegee. Almal is met ontzag vervul en het God geprys deur te sê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan. En God het na sy volk omgesien. Die berig oor wat hy gedoen het deur die hele Joodse land en die omliggende gebied versprei. Ons lees daardie gedeelte, gelukkig is mense wat die woord van die Here gereeld lees, en die betekenis daarvan vir hulle lewens oordink.
Die tekswoorde van ons prediking sal wees: toe die Here haar sien, het hy haar innig jammer gekry. Toe Jesus die weduwee sien, het hy haar innig jammer gekry. Liewe broers en susters in die Here, vandat Jesus van Nasaret mens geword het en in die stofstrate van Palestina geloop het en gelewe het, is hy al die onderwerp van intense bespreking. Dit gaan al vir eeue so. Almal wil vir Jesus 'n lewe skryf. Party skryf sy lewe as die van 'n wyse leermeester, wat die armoede van die fariseërs en die skrifgeleerdes sy teologie kom bloot lê het. Nog ander beskrywe Jesus as iemand wat ten doel gehad het om die arme mense op die Galileese platteland van hulle verdrukking te bevry. Nog 'n teorie is dat Jesus, wat nie eintlik 'n pa gehad het wat in sy lewe regtig 'n rol gespeel het nie, gedwing was om homself te bewys. Al hierdie studies en teorieë en standpunte word vandag eintlik oor Jesus op die spits gedryf. En tog, ten spyte van alles wat oor Jesus gesê word, kan niemand dit verklaar of die vraag beantwoord. Hoe het hierdie een enkele man dit reggekry om 'n hele nuwe godsdienstige beweging aan die gang te sit, om uiteindelik die wêreld se grootste godsdiens tot op hede te stig en te laat groei en sterk word. Niemand, geen teorieë of geen akademiese studie kan verklaar hoe Jesus, wat eintlik op aarde geen toegang tot mag gehad het nie, so 'n magtige beweging kon begin het nie. Ons weet natuurlik dat Jesus dit kon doen omdat hy van God gestuur was, omdat hy vir nie een enkele oomblik opgehou het om God te wees tydens sy aardse lewe nie. Maar die groot vraag, en dit is wat ons vanoggend moet raak sien, hoe het Jesus te werk gegaan om dit te doen? Want dit bepaal ook in 'n groot mate hoe werk God elke dag. Hoe het hy te werk gegaan om hierdie ongelooflike nuwe begin saam met die mensdom te maak? En as ons dan in die evangelies gaan kyk, is die interessante dat die Christendom se baie klein begin, wat groot sou word, begin by vennootskappe. Die vennootskappe wat Jesus met gewone, eenvoudige mense begin. Jesus het nooit die magtiges, die invloedrykes in die samelewing opgesoek nie. Hy sluit spontaan vennootskappe met die mense op straat. En hierdie vennootskappe was ook nie dikwels vreeslik beplan nie. Hier het ons vandag gelees, Jesus is op pad na 'n dorpie toe, 'n Galileese dorpie, baie klein dorpie Naan, en toevallig, heel toevallig, kom hy op 'n begrafnisprosesie af. En hoe hy na die weduwee kyk, haar man is oorlede, haar seun is oorlede, sy is alleen, en hoe hy haar innig jammer kry, en onbeplan, eintlik op die ingewing van die oomblik, haar seun uit die dood opwek. En hy het geen agenda daar agter nie. Daar's nie by Jesus enige verskuilde motief vir hierdie ongelooflike handeling nie. Hy het dit bloot gedoen omdat hy aangegryp was deur die naakte hartseer wat hy op hierdie vrou se gesig kon raak sien. Jesus besluit om verantwoordelikheid te neem vir die smart van hierdie vrou wat haar seun verloor.
Hy maak dit sy eie. En hier leer Jesus vir ons die basiese beginsel van vennootskap, van naaste wees, van medemens wees, is om respek te hê vir alle mense. Om verantwoordelikheid te aanvaar vir mekaar se pyn. Om genoeg belang te hê by mekaar, dat ons mekaar se hartseer raak sien en dit aanneem. Kyk hoe Jesus die lewens van mense gerespekteer. Hy wat God was. Wanneer hy 'n blinde mens laat sien, of 'n verlamde laat loop, al het hulle nie geld om te betaal nie, is dit nie die hoogste vorm van respek wat Jesus teenoor hierdie mense betoon nie. Spreek Jesus hom nie respekvol uit oor die 2 muntstukkies wat die arm weduwee in die offergawekis gooi nie. Betoon Jesus nie die ongewone en die buitengewone respek aan 'n veragte Samaritaanse vrou by die put, of 'n vrou wat aan bloedvloeiing ly, wat volgens die beginsels van daardie tyd eintlik nie eens in die openbaar mag gewees het nie. Aanvaar Jesus nie verantwoordelikheid vir die smart van ander, as hy die dogtertjie van Jairus opwek, of die brood vermeerder, of vir 'n arm bruidegom en haar bruid wyn vermeerder op hulle troue nie. En geliefdes, dit is hoe die Christendom begin. Met hierdie klein, onopsigtelike treetjies wat Jesus gegee het. Dit begin met die 1-tot-1 vennootskappe wat Jesus sluit met die onwaarskynlikste van mense, met mense wat die minste mag het, met die onaansienlikes, die onbelangrikes. Dit is wat die Christendom uiteindelik groot gemaak het. Maar die belangrikste van Jesus is dat hy vir mense kon leer het dat 'n mens ook nie alleen van brood kan lewe nie. En dat hy ook oor ons ewige verlossing, ons grootste vennoot op aarde kon word. Want dit is juis ons vennootskap met God, wat ons verlos en ons bevry. En daarvoor het Jesus volle verantwoordelikheid kom aanvaar. Want ons kon nie. Ons kon dit nie verdien nie. Ons kon dit nie doen nie. Ons kan dit op geen manier uit ons eie bewerk nie. Ons kan nie 'n bundeltjie wette nakom en God in 'n vennootskap het ons indwing op daardie manier nie. Ons is eintlik maar soos die dooie en die verlore seun van die weduwee van Nain. Ons is eintlik maar mense wat reeds in ons lewe baie keer op 'n geestelike begrafenisprosesie op pad is na die ewige dood. Maar Jesus kruis ons pad elke dag. Hy kyk na ons, elkeen van ons, en hy kry ons innig jammer. En hy sê, ek sê vir jou, by jou naam, staan op, lewe weer. Hy's klaar ons vernoot. Hy het klaar vir ons lewe verantwoordelikheid aanvaar. Ons hoef dit net te weet en dit te aanvaar. Maar een belangrike ding moet ons doen, geliefdes. Ons moet Jesus se voorbeeld volg. Van hoe om respek te hê vir ander mense. Van hoe om spontaan, sonder agendas, sonder bybedoelings, verantwoordelikheid te aanvaar vir ander mense se pyn en sorge. Ons moet net gee wat ons eintlik klaar ontvang het. Jesus is ons vennoot, teken van God se omvangryke vennootskap met ons, wat die Christendom groot maak. En met daardie oë moet ons na ander mense kyk. Hoeveel geestelike dooie mense, wanhopiges, moedeloos is tog deel van ons lewenskring baie keer. Met watter oë kyk ons na hulle? Watter gesindhede is daar by ons oor sulke mense? Jesus sê vir die vrou wat hy glad nie ken, toevallig raakloop, jy is my verantwoordelikheid, jou smart is my smart. Ek stap nie by jou smart verby nie. En die Here sê vir ons vandag, aanvaar dat God jou liefhet en doen dan
tyd help en die wonderlike inwerking van sy Gees. Amen. Kom ons dank nou saam. Se wonderlike hemelse Vader, baie dankie Here vir Jesus se lewe, die betekenis daarvan wat ons nou ook in die afgelope tyd met Paasfees, met die opstandingsfees, met Hemelvaart herdenk het. En ook die wonderlikheid daarvan om ook nou weer en saam met die kerk oor die wêreld heen, die biljoene Christene te herdenk dat die Heilige Gees uitgestort is, elke dag in ons harte teenwoordig is, sodat ons Here U kan dien. Maar dankie ook vir Jesus se voorbeeld. Dankie vir die matelose liefde wat hy vir mense gehad het. En dat hy nooit by smart en pyn verbygeloop het nie. Selfs van totaal onbelangrike en onbeduidende mense. Here, leer ons dieselfde gesindheid, leer ons hoe ryk ons lewens kan wees, wanneer ons uitreik en 'n verskil maak in die pyn van soveel ander wat tog ook deel van ons lewens is. Baie dankie Here dat ons die wonderlike ontvangers van U liefde kan wees. Help ons om so daardeur geïnspireerd te wees dat ons ook aan U weer liefde bewys en aan ander en U op daardie wyse eer. Hoor ons gebed, ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen.